waar hy sê, na hierdie dinge, sal ek my gees uitstort oor alle mense, dan sal julle seuns en julle dogters profeteer, julle ou mense sal drome droom, en julle jong mense sal visioene sien, selfs op die slawe en slavinne, sal ek in hierdie dae my gees uitstort. En dan die donderdag aand voor Jesus se kruisiging, terwyl hy by sy disippels was, het hy vir hulle 'n paar dinge genoem oor die Heilige Gees wat na Jesus se hemelvaart oor hulle uitgestort sal word. En hy het gesê in Johannes 14 vers 1 tot 6 sê hy, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. En Jesus het toe by daai gesprek vir Thomas gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. En dan het hy ook gesê oor die Heilige Gees, die Parakleet, dit is 'n Griekse woord wat verwys na iemand wat geroep is om bystand vir mense te verleen. En as jy na die bediening van die Heilige Gees kyk, dan is dit werklik so dat die Heilige Gees vir ons daardie bystand verleen wat ons so nodig het om in hierdie lewe oorwinnend vir Christus te lewe. Hy het gesê die Parakleet, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. En dan het hy ook gesê, en verder, dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En dan sê hy ook dat wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid, die volle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy gehoor het. En hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend sal maak. En na Jesus se opstanding uit die dood, op die eerste dag van die week, het Jesus aan sy disippels verskyn, en vir hulle ook gesê, en hy het dit ook net voor sy hemelvaart, toe hy saam met hulle op die Olyfberg was, het hy vir hulle gesê, dat hulle in die stad moet wag, in Jerusalem moet wag, omdat hy die belofte van sy Vader
oor hulle sal uitstort. En dit is die beloofde Heilige Gees wat hy aan sy kerk, aan sy kinders sou gee. En as jy deur die boek Handelinge lees, dan kom jy agter dat daar heel party mense is wat met spesiale kragte van bo toegerus is om met ander mense te praat en ook die bediening van die Heilige Gees om sondaars van hulle sonde te oortuig en ook te oortuig dat hulle verlossing nodig het. En in al die gesprekke wat gevoer is tussen gelowiges en ongelowiges, was die Heilige Gees voor dit alreeds besig om in daai mense se harte te werk, om hulle voor te berei om die boodskap te hoor wat daai mense vir hulle wil sê. En so was dit met die Ethiopiër wat Filippus tot Christus toe gelei het, en Lydia die purper verkoopster, en daar was 'n paar ander mense, en ook Paulus natuurlik, wat 'n ontmoeting met die lewende God gehad het op die pad na Damaskus toe. So kort na Jesus se hemelvaart het die Heilige Gees begin werk en God het deur die Heilige Gees by elke kind van hom, by elke volgeling teenwoordig was. Nou, dit maak nie saak waar hulle in die wêreld bevind het nie, want op 'n stadium het daar 'n groot vervolging plaasgevind en mense het toe versprei oor die aardbol, en in daai tyd het God saam met hulle gegaan deur die Heilige Gees en hulle toegerus om van hom te vertel, en hy het ook die mense met wie hulle gaan praat ook voorberei op daardie boodskap, sodat daai mense ontvanklik was vir die woord van God. En daar's net enkele bedieninge van die Heilige Gees wat ek net graag met julle wil bespreek, so 3 of 4 van hulle. En die eerste een is of net inleidend is dat die Heilige Gees is baie belangrik in die vestiging en uitbreiding van God se koninkryk op aarde. Hierdie werk doen hy saam met die Vader en die Seun in die harte van mense, om hulle in te bring in die koninkryk in. Die Heilige Gees handhaaf God se teenwoordigheid in elke kind van God. So deur die Heilige Gees is God, Vader, Seun en dan die Heilige Gees, die drie-eenheid is by elkeen van ons, elke oomblik van die dag. En hy is daar om ons toe te rus en te bekragtig vir die werk wat hy wil hê ons vir hom moet doen. Die verspreiding van God se woord. En die Heilige Gees het ook mense begaaf gemaak en hulle toegerus om die Bybel te woord te staan en dit op perkamente te skryf, en dit is so behoue deur die eeue, sodat ons nou die woord van God het wat suiwer verkondig is, soos wat God dit op daai stadium aan hulle gegee het. So dis alles werking van die Heilige Gees met die oog op die vestiging en uitbreiding van sy koninkryk oor die wêreld. En dan die bediening van die Heilige Gees is dan hoe dat hy in elkeen van ons werk en hoe hy ons toerus met gawes en talente om in sy dienste gebruik, maar ook om ons te help om deur moeilike situasies te hanteer en om met wysheid op te tree. En die Heilige Gees help ons ook om die Bybel te verstaan, want die Bybel sê dat die Heilige Gees, die Gees van die waarheid,
sal ons in die volle waarheid lei. En daardie leiding is om die woord vir ons oop te breek, sodat ons kan verstaan wat in die Bybel staan, en dat ons dit in ons lewens kan toepas. En die Heilige Gees is dan een van die belangrikste bedieninge is dat die Heilige Gees die Seun en die Vader in elkeen van ons verteenwoordig. Soos ek reeds gesê het, God is volledig in elkeen van ons, en hy woon in ons, hy bekragtig ons, hy versterk ons, en hy is ook net 'n trooster wat as ons eensaam of alleen voel, dan is hy daar om ons op te tel en te bemoedig. En die Gees is ook die een wat ons in die volle waarheid lei, en hy, soos die Bybel sê, hy spreek nie uit homself nie, maar hy sê wat God vir hom gee om te sê, en hy help ons om die Bybel beter te verstaan. Die Heilige Gees verheerlik ook Christus in ons lewens, in ons midde. Hy herinner ons aan dit wat Jesus gesê het toe hy op aarde was. Hy herinner ons aan sy lering wat hy gegee het. En die Heilige Gees is ook daar om ons te onderrig, om ons te leer, om ons toe te rus met die krag wat ons nodig het om vir hom te getuig. Hy gee ons ook vrymoedigheid om van Christus met ander mense te praat, en hy berei hulle harte voor om daardie boodskap te ontvang. Die Heilige Gees is ook die Gees van liefde wat in ons uitgestort is. Daar staan in Romeine 5 vers 5, en die hoop beskaam nie, want God se liefde is ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Hierdie agape liefde van God is 'n liefde wat uitwaarts gerig is. Dis 'n liefde wat God se liefde vir die wêreld, dat hy die wêreld, elkeen van ons so baie lief het, dat hy bereid was om sy eie seun te gee, om in ons plek aan die kruis vir ons sondes te sterwe. En daai liefde van God, nadat ons tot bekering gekom het, nadat ons gered is, word ons die Bybel sê, ons word in daardie liefde gewortel en gegrond. En dan ook oor 'n proses in ons lewens word daardie liefde word in ons lewens volmaak. Paulus sê ook vir die gelowiges in Efesiërs, hy sê, Paulus bid vir die gelowiges in Efese, dat ons hemelse Vader vir hulle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, om deur sy Gees met krag na die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is. Hierdie werking van die Gees neem toe na mate die Gees meer beheer oor ons lewens het, en hoe hy in ons lewens werk en ons vervul. Dan wat ek al reeds oor gepraat het, en nog net 'n paar ekstra dinge wil sê, is die Gees
die Heilige Gees is die Gees van die waarheid. En soos die Bybel ook sê, God se woord is die waarheid. En die Here Jesus het self gesê dat hy is die weg, die waarheid en die lewe. Dat ons slegs deur hom na God toe kan gaan. En dan sê die Bybel in Johannes 16 sê, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei, want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor. Hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Dan staan daar ook in Johannes 8, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Die waarheid van die evangelie van verlossing is 'n vrymakende krag. Hierdie waarheid word deur die Heilige Gees aan ons oorgedra en bevestig. En dan staan daar ook dat in die sendbrief van Johannes staan daar ook, ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose is. Van hom af gaan daar 'n gees van dwaling uit om mense te mislei en hulle oë vir die waarheid te verblind. Ons word duidelik gewaarsku, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld gegaan. Hieraan ken julle die Gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die Antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom. En hy is nou al in die wêreld. Julle is uit God, my kinders, en het hulle klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wêreld is. En op hierdie punt van die dwaling wat ook deur die bose aan die wêreld verkondig word, die feit dat ons God se woord in ons harte het, en ons het die Bybel op skrif, en deur die werk van die Heilige Gees kom daardie waarheid, word dit in ons harte gesetel, sodat ons moet bid dat ons die onderskeiding sal hê om alles te toets aan die waarheid, want ons hoor baie misleidende goed oor die wederkoms en al daardie dinge staan in die woord, en ons word, God het dit bedoel dat ons dit moet verstaan, sodat ons gereed kan wees vir wanneer Jesus Christus weer gaan kom. So met ander woorde, ons moet die Heilige Gees toelaat om die waarheid in ons lewens in te bring, sodat ons kan onderskei wat die waarheid is en wat onwaar is, sodat ons kan vashou aan die waarheid, en dat ons ook vertroosting kan ontvang in daardie moeilike tye waarin ons lewe, dat ons ook krag kan ontvang om moeilike situasies te hanteer, en nie slagoffers te word van hierdie misleiding nie. En dan het ek ook reeds genoem dat die Heilige Gees is die een wat die sondige wêreld van hulle sonde en hulle verlorenheid
oortuig en hulle ook oortuig dat hulle verlossing deur Jesus Christus nodig het. En sodat ongeredde mense by gelowiges uitkom of vatbaar is en ontvanklik is vir die woord. Dis alles deel van die Heilige Gees se werking in hulle lewens om hulle voor te berei om die waarheid te ontvang, sodat hulle kan besef dat hulle verlore is en dat hulle verlossing nodig het. So ons dank die Here God dat hy sy Gees gegee het om daardie oortuigingswerk te doen, sodat almal met wie ons op 'n stadium gaan praat, dat daardie mense se harte alreeds voorberei is om die boodskap te ontvang, en dan gaan dit 'n verskil in hulle lewens maak. En dis die wonder van dit alles is dat God al hierdie dinge voor die tyd geweet het, en dat hy al hierdie dinge het hy tot stand gebring, juis sodat mense daardie nuus kon hoor dat sy seun nie verniet na die wêreld toe gekom het, dat sy seun spesifiek na hierdie wêreld toe gekom het om ons almal te verlos, want weens die sonde is daar skeiding tussen ons en God. En deur God se werk in ons lewens word ons verander en kom ons tot die besef dat ons verlossing nodig het. So al daardie is die Heilige Gees wat in ons lewens werk om hierdie vir ons om ons tot daardie oortuiging te bring dat ons sondaars is en dat ons verlossing nodig het. Dan die Gees is ook die een wat wederbaar en ons ook doop. Die Gees is die een wat daardie nuwe geboorte in ons lewens bewerk. Toe Nicodemus met Jesus gepraat het Jesus vir hom gesê dat as jy nie uit water en die Gees gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Jesus het geweet dat sonder die werk van die Heilige Gees sal daar nie wedergeboorte in ons lewens plaasvind nie, want ons gaan nie opnuut gebore word nie, want ons word uit God gebore en dit is bewerk deur die Heilige Gees. So die Heilige Gees begin die pad met 'n mens te stap voordat hy tot bekering gekom het, en die Here lei jou deur die proses van bekering en geestelike groei, sodat jy dan meer en meer soos Christus word. So die Gees is sentraal besig in die hele bediening van heiligmaking, want dit is die Gees wat in ons harte werk. Dis die Gees wat ons van sonde oortuig, en ook van die geregtigheid, dat ons aan God se geregtigheid moet voldoen. En dan die laaste aspek van die Heilige Gees se bediening wat ek met julle oor wil praat, hy is die Gees van aanneming tot kinders. Dis die Heilige Gees wat, soos Paulus aan die Romeine geskryf het, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is. En deur hom roep ons Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Ons het die Heilige Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders van God aangeneem is, en deur hom
roep ons Abba, Vader. En dan ook die lering dat die Gees getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Met ander woorde, hy oortuig ons dat ons op grond van Christus se verdienste aan die kruis kinders van God geword het en erfgenaam van die koninkryk van God is. En en dan sê Paulus vir die Korintiërs, die vreeslike Korintiërs, weet julle nie dat julle liggaam wat julle van God ontvang het, 'n tempel is van die Heilige Gees in julle, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Julle is duur gekoop. Verheerlik God dan met julle liggaam. En daardie dat ons liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, beteken dat ons die woonplek van God Almagtig is. Deur die Heilige Gees is God Almagtig, woon hy in elkeen van ons. Ons is sy, om 'n gewone woord te gebruik, ons is sy woonplek, sy residensie hier op aarde. Sy adres hier op aarde is elkeen van God se kinders waarin hy woon. En hy help ons om anders te lewe as die wêreld, om oorwinning oor sonde te verkry. Hy rus ons toe vir die gesprekke wat ons met mense moet hê, hoe ons mense moet behandel. Daardie om daardie andersheid te toon wat in teenstelling is met die wêreld. Al daardie aspekte vorm deel van die Heilige Gees se werk in ons. En dit is die wonder van die uitstorting van die Heilige Gees, is dat die uitstorting van die Heilige Gees het dit moontlik gemaak dat God Almagtig in elkeen van ons woon. Ons is sy woonplek. En hy maak woning by ons om ons te help en dat ons nie alleen te wees en ons vertroos in daardie oomblikke wanneer ons moedeloos raak of wanneer ons hartseer is, dan is hy daar om ons op te tel en ons te bemoedig en vir ons te versterk in moeilike tye. Wanneer ons moeilike besluite moet neem, dan is hy daar om ons te lei sodat ons die regte besluite kan neem.